Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou. Saterdag sit ek en my girls saam met 2 vriendinne om die tafel en ons drink koffie en ons kuier. En soos ons kuier, begin ons getuienisse deel van hoe goed die Here vir ons was al oor die jare. En ek sien hoe Madeleine aan hierdie tannie se lippe hang om te hoor wat het God al vir haar gedoen. En toe dink ek net hoe amazing is dit om jou storie vir iemand te deel of 'n getuienis uit jou lewe uit vir mense te deel wat jou kan opbou, wat jou kan net vashou meer en meer aan die Here. En dit het my net so gebless en my laat dink van ons behoort ons stories meer te deel. Ons behoort ons ervarings oor die jare wat God met ons, die pad wat die Here met ons stap, ons behoort dit met mense te deel. In die week gesels 'n oom met my, en dis my so storie, en ek besluit om vandag sy storie met julle te deel. En ek weet natuurlik, hy gaan alright wees daarmee, want dit is net so 'n mooi getuienis. Hy vertel dat jare terug het hy 'n probleem gehad om te veel drank te drink, en Sondag was die drankwinkels toe gewees, en dan het hy in die lokasie ingery, en daar was 'n plek waar hy kon drank gaan skelm koop het. En ek meen, mens sit jouself so bietjie daar uit as jy so 'n storie met iemand deel. Maar hy vertel, hy het gestop by die plek en hy het uitgeklim en die goed gaan koop, en toe hy terugklim in die kar toe, sien hy maar die polisie het hom gesien. En hy dink vir homself, julle vandag sluit hulle vir hom toe. En hy ry terug dorp toe, en hy sê, en hy dink vir homself, hy moet net op 'n manier net wegkom dat iemand hom kan agtervolg of iets nie. En hy ry in 'n kerk se parkeerarea in, Sondagoggend. En dis die tyd wat 'n diens gaan begin, en hy besluit hy gaan net so rukkie daar sit in sy kar, en dan as dit nou rustig is en hy voel daar's genoeg tyd verloop, dan gaan hy weer ry. Hy sê, maar soos hy daar parkeer, kom daar 'n tannie, en 'n tannie kom klop in sy venster, en die tannie sê vir hom, kom, die diens gaan begin. En hy sê in daai moment, kan hy nie eintlik aan iets dink om nie maar net vir die tannie te luister nie, en hy vertel, hy klim uit, en hy voel skamerig. Nou ek dink dadelik, ag shame, wat het die oom aangehaat, want sy planne was nog glad nie vir kerk gewees nie. En hy vertel, hy het in die moederskamer gaan sit, want hy was bietjie skaam gewees. En die rede hoekom hy hierdie storie vir my vertel is, hy sê, in daai dag het hy die Here ontmoet, en sy hele lewe het verander. En ek dink vir myself, wow, is dit nie amazing, hoe 'n storie van jou bekering my lewe kan kom aanraak nie. Ek wil vandag sommer net bemoedig, vertel jou storie vir mense, vertel vir mense hoe goed God is in jou lewe. Deel jou getuienis, nie net jou bekeringsgetuienis nie, maar elke dag van hoe die Here vir jou sorg. Want sien, dit stig mense. 1 Tessalonisense 5:11 sê, ons moet mekaar bemoedig en mekaar opbou. Ek hoop jy doen dit. Ek hoop jy het 'n lekker week.